Goeiemôre, baie welkom hier by ons eerste Pinkstergeleentheid hier by Huis Silverjare. Dit is altyd vir ons so lekker om so elke kwartaal so week saam te kuier en saam bidure te hou. Nou ons tema vir hierdie week is om in ritme met die lewende God te kom. Met ander woorde, ons sê ons hartklop wil dieselfde wees as wat God sin is. En vandag se beeld wat ons gaan gebruik is 'n spieël. So as ons moet onthou wat ons vandag gedoen het, dan het ons gepraat oor 'n spieël. Maar ek wil begin met die woorde van Matteus 11, wat Jesus sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. En daarmee groet ek dan ook vanoggend vir u met hierdie woorde van Jesus. Kom ons bid saam voordat ons saam lees. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees. Dankie dat ons die voorreg het om in hierdie lieflike sonskyn herfsdae ook vir u te kon aanbid vanoggend as Vader, Seun en Heilige Gees. Here, praat met ons vanoggend elkeen soos wat u wil deur die Heilige Gees. Amen. Nou liewe broers en susters, ons gaan so 'n stukkie lees vanoggend uit Kolossense 2 uit. Ek gaan dit vir ons lees vanaf vers 6. Wat sê: aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof van elke mag en gesag, en deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis wat deur Christus gedoen word. En dit bestaan van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, toe julle saam met hom begrawe is. En deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag wat hom uit die dood opwek. Julle was dood deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy al ons sondes vergewe het, en hy die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyker, en hy het dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen, en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Nou, kyk, wanneer Paulus skryf, my man sal altyd sê, hy praat hoërgraad Afrikaans, nê? Soos, dit is nogal moeilik, het val hard op die oor, en mens moet dit baie keer 'n paar keer lees om sin te maak in wat hy probeer sê, en een van die maniere wat altyd vir my help, om sin te maak in wat ek lees, is om te kyk, watter woorde word herhaal in die stukkie wat ons gelees het. Nou, die woorde wat die meeste herhaal word in hierdie stukkie van Kolossense, is wanneer Paulus sê, in verbondenheid, né? Het julle hom gehoor, is 'n paar keer, in verbondenheid. Nou, daar's 'n Poolse priester, wat deelgeneem het aan die aktivistiese bewegings, en hulle het 'n slag vir hom gevra, maar hulle sien, dat deur hierdie bewegings en al hierdie weerstand wat hulle bied, is godsdiens en God vir hulle baie belangrik. Maar hoekom dink hy dis so belangrik in hierdie beweging waarmee die Pole besig was, in vergelyking met wat in die Weste gebeur, dat godsdiens so half bietjie op die agterkant geskei word? En toe sê hy sê is omdat by hulle het hulle 'n baie definitiewe vyand gehad. En toe het hulle rede gehad om op te staan vir hulle self en vir hulle geloof.
Maar wanneer ons so 'n bietjie gemaklik raak, wanneer dit te maklik raak, soos wat baie keer gebeur, dan word godsdienst so half net so oppervlakkige 'n lewenstyl wat ons so baie keer beoefen. Nou ek het al gewonder, en ek wonder nog steeds, of daar by my ook so dringendheid is, dat dit wat ek wil doen, in lyn is met wat God wil doen. Of daar regtig so dringendheid by my is dat my hartklop in ritme is met God. En dit wat God wil hê, dieselfde is as wat ek wil hê. Mens sal maklik gebeur dit, wanneer dit swaar gaan en moeilik gaan, dat mens dan uitreik en aan God vat en sê, maar ek wil doen wat die Here wil doen. Maar wanneer dit heel right gaan en alles loop mooi, dan is dit so half of ons geloof baie keer so bietjie uit ritme raak met God. En ek wil nou die week vir ons uitnooi, my en Kluis, om in God se weerstandsbeweging te kom. Maar ander woorde, nie om oorlog te maak of geweld te maak nie, en ek sien julle moet tog nou nie vanoggend daartoe gaan nie, ek sien die Hoofstraat is hulle weer besig met betogings, want julle weet ons sukkel so met die water. So, moenie vandag Spar toe gaan, gaan maar vanmiddag of môre. Maar nie daai tipe geweld en opstand nie, maar om te sê dat ons wil graag ook in die ritme van God kom. Weet, as jy mos marcheer, weet, in die ou dae het ons mos tot by die skool op mos, weet, wat het hulle dit genoem in die skool nou weer? Kadetter, ja. Kyk, jy het mos geleer om in ritme te kom. En daai selfde ritme dat ons hierdie week so bietjie oefen om ook in ritme met God te kom. Nou van die temas wat ons gebruik hierdie week kom van Tom Smith af, en hy vertel dat hy en sy klein seentjie het op 'n stadium, het hy vir hom vertel van Jesus en sy 12 disippels. En toe hy nou klaar vir hom verduidelik het hoe dit gewerk het, toe sê hy, daar was hierdie 12 disippels en Jesus mos in 'n bende. Nou, dit is amper waar, né? Want as jy nou dink, kyk op skool, ons het 'n bendes gehad nog, né? Ons het nog genoeg trompie gekyk dat ons in 'n bende was. En jy het mos nou hierdie spesiale handdruk gehad, of 'n teken gehad, en weet, soos 'n spesiale plekkie waar mens by mekaar gekom het. En as mens sê, maar ons wil in Jesus se bende wees, soos wat mense dit nou vir 'n kind sou kon verduidelik, dan is dit om te sê, maar ons het baie definitiewe maniere van doen, van optree, van praat, om saam met Jesus te marcheer, soos wat ons gemaak het in die kadette. Nou, Kolossense 2, en dan skryf Paulus, dan sê hy, maar hy wil vir ons help, om vir God baie duidelik te sien. Want ons sien en ons hoor nou nie so lekker nie. En ek praat nou nie van die wat gehoorstukkies indek en die wat brille dra nie. Ek praat van geestelik sien en hoor. Dan dink ons baie keer, maar ons hoor vir God baie duidelik. En dan kom ons agter, maar ons het so bietjie die kat aan die stert beet. C.S. Lewis verduidelik dit so mooi. Hy sê in wetenskappe, dan sê maar jy doen fisiese wetenskappe. Môre mos. Okay, dis welkom. Ons laat die dokters wag. As jy met wetenskap werk en jy werk sê maar met 'n teleskoop of jy werk met 'n mikroskoop, dan moet jy altyd kyk dat jou lense mos duidelik en skoon is, né? Jy kan mos nou nie hier kyk of daar 'n gogga of 'n virus of 'n bakterie is as jou lense nie skoon is nie. Of as jy met 'n teleskoop kyk en hy's bietjie dof, dan weet jy maar jou lense is vuil, dis hoekom die maan nie vanaand vir jou duidelik is nie. Nou dit gebeur baie keer dat ons idee van wie God is en die idee van wie ons self is ook so bietjie dof is en so bietjie skoonmaak nodig het. Want baie keer as ons dink oor God, dan mag dit wees dat ons dink maar God is 'n God wat besig is om slangetjies en leertjies met ons te speel.
So, julle ken mos die speletjie, né? So, jy speel en dan net so voor die einde, dan is daar mos daai vetste slang, wat jou van die eindpunt insluk tot heel begin mos, né? Julle ken mos, ons speel dit mos met die kleintjies nou. En dan dink ons, God is ook so, dat net wanneer ons naby aan God kom, dan sluk die slang ons in en dan is ons weer ver van God. Partykeer, dan dink ons maar God is 'n emosielose, koue God, wat nie belangstel in ons. En partykeer dan dink ons, God is amper, ek weet nie wat is die Afrikaans vir 'n vending machine nie. Wat is, daai waar mens koeldrank en chocolates koop, nee? Wat noem mens daai machine in Afrikaans? Ja, julle weet ook nie, maar julle weet wat 'n vending machine. So, 'n vending machine, en dan dink ons partykeer, maar ons moet 'n paar dinge vir God sê, en dan gee hy dit net vir ons. Ons druk ons knoppies in. En partykeer, dan dink ons ook, dat God is baie wisselvallig. Dan is hy kwaad vir my, dan is hy lief vir my, en partykeer is God, dink ons iemand wat ons nie kan vertrou nie. En ander kere dan dink ons weer God is soos 'n marionetmeester, met die poppe. En ons het geen beheer nie, ons het geen sê nie, ons het geen keuse nie, want alles is voor die tyd mooi bepaal, en ons moet maar net dans, soos wat hierdie marionetmeester vir ons laat op en af gaan. Nou my broers en susters, ek glo nie in 'n God wat nie emosie het nie. En ek glo nie in 'n God wat my van 'n afstand af dophou nie. Ek glo nie in 'n God wat vir my frons nie. Ek glo nie in 'n God wat gereed staan om my te straf nie, of wat hierdie onmoontlike verwagtinge van my het nie, of wat gemanipuleer dat slegte dinge met my gebeur nie. En ek glo ook nie in 'n God wat klein droom oor my en my wêreld nie. Ek glo in 'n God wat alles van my vra, maar my dan nooit los nie. Kom ek sê dit weer, ek glo in 'n God wat alles van my vra, maar my dan nooit los nie. En 'n God wat vir my liefhet en hoop dat ek daardie liefde weer sal teruggee vir hom en vir die wêreld wat dit so nodig het. Hoe ons oor God dink is baie belangrik, want dit maak dat ons ook oor onsself op 'n spesifieke manier dink. As ons dink God is 'n God wat nie omgee nie, dan voel ons ook maar ons is nie belangrik nie. As ons dink God is iemand wat vir my omgee en vir my liefhet, dan weet ek maar ek moet ook vir myself en my medemens liefhet. En Kolossense sê ons kyk so bietjie met 'n ander spieël na onsself en na die wêreld. Want sê hoor gou weer die vers 6. Aangesien julle hom aangeneem het, kan julle nie anders as om verbonde aan hom te lewe nie. Ons is vasgemaak aan God in verbondenheid. Nou daai selfde Griekse woordjie daar kan mens ook vertaal met wandel in hom, saam met hom stap, in beweging kom. Daar's 'n man, Frederik Buechner, wat vertel, when you wake up in the morning, called by God to be self again, if you want to know who you are, watch your feet, because where your feet take you, that is who you are. Daar waar ons voete ons heen vat, daar weet ons, dan is ons in ritme met God. En wanneer ons vir onsself kyk, dan kyk ons in God se spieël. En dan kom ons baie keer ook agter, dat ons ook 'n weerkaatser kan wees van 'n spieël. Kyk, ek weet nou nog steeds nie wat mense dit nie. Wat is daai spieël wat mens so, as mens ry en jy kan nie van daai kant af sien karre nie, en daar so 'n blink ronde ding in die straat om vir jou te kan sien wat aankom. Wat is daai ding se naam? Nie 'n triespieeltjie. Nie 'n triespieeltjie nie, tannie, daai groot ene wat so in die middel van die straat is, né? Julle weet van wat ek praat. Maar wat noem mens dit? So vir 'n blinde draai. Ja, so vir 'n blinde draai, maar ek kan nie die naam onthou nie. Ek sal my K53 leerderslisensie maar weer moet gaan oorskryf. Maar daai spieël dat ons vir mense ook kan wys. En partykeer is dit ook nodig dat ons moet weerkaats. Ons dogter slaap in die kamer en dan is daar die spaarkamer oorkant daar. En
Die speelkas in die spaarkamer het daai speeltjies wat so kan draai, né? Julle ken van hulle. En sy wil die Harry skryf want haar bed en die spieël kyk nou vir mekaar. So ons het altyd seker maak die spieël is reguit, want anders sien sy haarself en dan skrik sy in die nag, weet vir beweging en dan besef sy nie dis sy self nie. Maar jy kan dit ook op 'n goeie manier gebruik, want sê maar 'n siek kind lê en jy sit 'n spieël in die hoek en jy's daai kant, dan kan jy sien die kind op die bed en die kind kan vir jou sien. Weet, daar's maniere wat mens kan weerkaats om ook blinde kolle te kan raak sien. En op so 'n manier kan ons vir die wêreld ook wys wie is hierdie God wat ons sien. 'n God wat vir ons lief is, wat vir ons omgee, wat elke dag by ons is. Ons vier dit mos nou juis met Pinkster deur die Heilige Gees elke dag by ons is. 'n God wat vir ons sorg. Maar ons kan ook vir die wêreld wys deur hierdie weerkaatsing wie is God. En dan kan ons ook deur ons lof en prys kan ons ook weerkaats na God toe. Om te sê, maar ons weerkaats ook ons lof en ons aanbidding na die Here toe. Partykeer voel dit vir my of die wêreld, die mense so met dowwe oogies rondloop. Weet, so moedeloos is en so hopeloos is. Siende blind, Tannie Lena. En ek dink dit is omdat ons nie genoeg Christus vir ander mense wys. Wys dat hy vir ons lief is, nie? Dis nogal moeilik om verby 'n spieël te loop en nie te kyk nie, né? Maak julle ook so? Kyk gou-gou. Eintlik kyk ons net wat is fout, né? Is my hare darm nog reg? Is my kraag netjies? Doen julle dit ook as julle verby 'n spieël loop? Moenie jok nie. Ja, ons doen dit maar almal. En baie keer is mens geneig om die foute raak te sien, né? Soos my kraag staan nou regop en dan maak ek gou my kraag reg. Maar ek sien nie dit wat mooi en reg is nie, ek maak net gou die foute, weer skit gou weer reg en maak netjies. Maar ek wil vir julle uitdaag, om as julle vandag verby die spieël loop, of sit, of staan, of badkamer toe gaan, om bietjie te kyk, en te kyk in hierdie spieël wie jy raak sien. Dat jy 'n geliefde van God is. Dat God vir daardie gesiggie in die spieël lief is, net soos wat jy is. En as jy in die spieël kyk, sal onthou dat Christus vir jou gesterf het aan die kruis, en dat ons daardie spieëlbeeld ook vir die wêreld moet gaan wys. Gaan julle onthou as julle in die spieël kyk, as die tandeborsel of die rooi lippies aansit, dan onthou dat jy is 'n geliefde van God die Vader. Kom ons bid saam. Here, help vir ons dat wanneer ons 'n spieël sien, ons sal onthou dat ons is geliefd. Dat U 'n God is wat vir ons liefhet en dat ons dit ook vir die wêreld sal wys. Here, dankie vir al die goeie gawes uit U hand uit en dat ons hartklop ook kan ritme hê, dieselfde as wat U sin is, dat ons ook die wêreld so sal lief hê, soos wat U vir almal van ons lief is. Amen.